In die tyd sal die regverdiges so helder soos die son skyn in die koninkryk van hulle Vader. Matteus 13 vers 43. Môre almal. Ek was vanoggend so rustig. Ek het so op my tyd klaar gemaak. En ek was regtig die rustigste wat ek al ooit was, tot my kind vir my gesê het, dis 10 minute, dan begin my sabbatskool. So julle moet vir my bid vanoggend, ek het 'n paar verkeersreëls baie lelik oortree vandag. Kom ons open met gebed. Here, baie dankie dat U weer vir ons so goed was, Here. Dankie dat U getrou is, Here. Dankie dat U vir ons so bitter lief is. Dankie vir al die genade, want alles is net genade. Here, ek wil vra dat met vandag se praatjie ons harte sal oop wees en dat dit in die lig aanvaar sal word waarin dit bedoel is, Here. En elke keer as ek 'n sabbatskool voorberei, leer ek die meeste daaruit. En ek wil vir U sê dankie vir sulke geleenthede wat my 'n dieper insig gee in my eie geestelike lewe. In Jesus naam, amen. Ek gaan vir ons die sending verhaal lees. Ek gaan dit in Engels doen, ek is jammer daaroor. Ek het hierdie week baie hard geleer om te druip in my eksamens. So ek het bitter min tyd vir enige iets gehad. The only place to be. Why am I still with Adventist Youth Ministry after all these years? Because there is nowhere else to be. Is dit nie baie waar met ons ook nie? Hoekom is ons almal nog steeds hier? Want waar gaan ons anders wees? My name is Jamila Ogu, and I'm the Pathfinder Director for AYM at the Babcock University Pioneer Church. I grew up on this campus where my father worked in the registry. I have been part of AYM since I was an adventurer. During my time at Babcock University, my mentors have helped inspire me to be a servant leader. Some of my pathfinders come from non-Christian homes, and God has given me the opportunity to share His love with them. It's been very rewarding to see them blossom as they learn about His forgiveness, grace, and mercy. A good friend confided in me that she thought she had committed too many sins to keep talking to God. I can't even pray anymore, she said, because I don't think He listens. I've broken the connection between us. Ons voel ook so, dikwels. I assured her that there was nothing she could ever do that would diminish God's love for her. Be open with Him, I encouraged. Acknowledge your mistakes and ask forgiveness. Then trust that when He looks at you, He sees the sinless life of Jesus. With time, she gradually began to let go of her guilt and shame. Many of my youth are dealing with difficult personal challenges. I noticed that one boy was very quiet and kept to himself. I was friendly, and over time, he began to open up to me. My friends at school say, I'm proud and not easy to get along with, he told me. Do you think there's any truth in that? I asked. No, he replied sadly. I'm just really shy, and I'm afraid I'll say the wrong thing and end up hurting someone's feelings. I think the fact that you don't want to hurt anyone's feelings is a good reason to like you, I said. It's not. For them, they think I'm stuck up. Well, they may not like you, but I do, I replied. And I'm pretty sure other people will like you too, just the way you are. In time, this boy came to understand
that not everyone is comfortable with his temperament, but that his temperament is what makes him who he is. He realized he didn't have to change in order to be liked and appreciated. It's been a joy to see him develop a little more confidence. Our AYM members have been able to encourage others too. One Sabbath, after worship, we had what we called a balloon evangelism. We wrote Bible promises on balloons and gave them to the students. Some of the students said, "This is great. This promise is just what I needed today." Babcock University is a family of love, and we're trying our best to expand our family by sharing God's love with those who never had the opportunity to know Him. But there's so much more we could be doing. The 13th Sabbath offering this quarter will help us build a youth center for young people that will have an auditorium, a church, and a place where we can teach the children practical crafts and skills. My dream was to have a young preachers club, a club in which the pathfinders can be trained to speak publicly with proficiency and confidence. I'm so pleased that we will be able to do this in our new facility. I get worried when I think about the exposure and distractions our children will face 10 years from now. I believe it's very important to have a special place to teach them to live godly lives and to prepare them for whatever the future holds. I can't express how grateful we are at Babcock University that we will be receiving a portion of this quarter's 13th Sabbath offering. Through the years, we've been privileged to hear mission stories about the work being done all over the world. It's so exciting to know that our brothers and sisters will have an opportunity to hear our story and know what we too are doing, and we are doing our best to fulfill God's great commission. I just want to say a big thank you. En baie dankie vir al die mense wat so hard werk vir u koninkryk. Here, en dankie dat u altyd 'n deur oopmaak, net wanneer ons dit regtig nodig het. In Jesus naam, amen. Zandri, het jy 'n bulletin by jou? Wie het 'n bulletin by hulle vandag? Wil jy nie vir ons bietjie aflees wie het hierdie week verjaar nie? Laat ons hulle so bietjie geluk wens. Baie geluk, almal wat verjaar het, dis baie lekker om ouer te word. Ek weet, Annelies bly 29 vir ewig, net soos ek. So, almal wat my ken weet, ek is mal oor glitter. Alles wat blink is vir my pragtig. Jy kan vir my 'n klip in glitter toedraai en dan is dit vir my baie pragtig. So my tema sal julle sien is, blink jy of skyn jy? Want ek het 'n bietjie daaraan gedink en daar is nogal 'n groot verskil tussen blink en skyn. Daar's verskillende voorbeelde van blink. All that glitters is not gold, sê die Engelse spreekwoord. Maar alles wat blink is darem maar baie mooi. Dink net aan blinkertjies, flikkerende liggies wat ons ophang in 'n vertrek, diamante en steentjies. En goud. Goud is verskriklik mooi. Hoe pragtig maak hulle nie enige projek of vertrek nie. Kom ons kyk bietjie na alles wat ons kan saam sit onder die tema van blink. Wat alles blink. Eerstens kry jy glinster. Wat beteken lig wat gereflekteer word deur 'n nat oppervlakte. Voorbeelde daarvan is trane in iemand se oë, as hy emosie wys, of nat water wat glinster op 'n teerpad. In hierdie geval moet daar eers nattigheid op die oppervlak wees, voordat die lig daardeur gereflekteer kan word.
Pragtig, maar net tydelik, solank as wat daar nattigheid op die oppervlak is. Tweedens kry ons skitter wat onder blink val. En dit beteken flitse van ligspikkels wat van 'n oppervlak gereflekteer word. Water in die sonlig is 'n voorbeeld daarvan, wat beteken lig reflekteer van die oppervlakte af. En blinkertjie gom is een van die voorbeelde, wat beteken solank as wat daar lig opskyn, gaan dit reflekteer, gaan jy daai klein ligflitsie sien. En dis pragtig, maar dis net tydelik, solank as wat die lig daarop reflekteer. En dan derdens kry ons flikker, en dit beteken dat 'n lig aan en af gaan met kort tussenposes, soos 'n kers wat deur die wind gewaai word, of 'n lig wat nie 'n behoorlike koneksie het nie, of ook hierdie liggies wat ons ophang in die vertrekke. Pragtig in sy tydelike toestand, maar net van korte duur. Vierdens kry ons gloei, wat beteken dat iets 'n helder lig gee sonder 'n vlam. Soos byvoorbeeld kole op die vuur. Heerlik snoesig en warm in die tydelike oomblik, voordat die kole as word. En vyfdens kry ons glans, wat iets is wat baie helder skyn, so helder dat dit moeilik is om na te kyk. Behoort pragtig te wees, maar ons kan nie lank daarna kyk nie. Een vinnige kyk, en al wat oorbly, is die ligkolle wat tydelik voor jou oë dans, en dan is alles weg. As ons na al die voorbeelde van blink kyk, kom ons tot die slotsom dat daar 'n konstante bron van lig nodig is vir iets om te blink. Maar ons sien dat dit ook net op die oppervlak is, tydelik en vlietend. Blink ek of skyn ek? En dan kyk ons bietjie na skyn. Dit beteken 'n helder lig wat uitgestraal word. Die woord helder is 'n adjektief en dit beskryf 'n eienskap van 'n naamwoord wat in hierdie geval skyn is. Dit beteken vol lig. Met ander woorde, skyn helder en vol lig. 'n voorbeeld is die son wat helder deur die wolke skyn. Of die son wat sommer net helder skyn as daar nie wolke is nie. Daar's niks tydelik aan hierdie soort lig nie. Die son gaan wel onder saans, maar tog skyn hy nog steeds deur die maan. Die maanskyn wat 'n mens vanuit die aarde waarneem, is net 'n swak weerkaatsing van die sonlig. Die maan skyn nie, maar omdat die son daarteen skyn, lyk dit asof die maan lig afgee. So dit is dan die verskil tussen blink en skyn. Blink is 'n uiterlike lig wat van die oppervlak af weerkaats. Pragtig maar tydelik. Skyn kom van binne af, solank die bron van lig binne ons is, of solank ons by die bron van lig ingeprop is, kan ons nie help om te skyn nie. Dit is nie tydelik nie, dit is ewig. Mense gaan ons onthou vir 'n konstante, betroubare lig, wat direk van die bron af uitstraal. 'n skynende lig wat hoop gee, soos die lighuis hoop gee aan die skepe in die storm. Nou vra ek weer, blink ek of skyn ek? Wat onthou mense van my? As hulle met my te doen gehad het, of as hulle my huis verlaat, wat onthou hulle? Onthou hulle net my mooi huis of kar, dan blink ek. Onthou hulle net my organisasie vermoë, dan blink ek. Onthou hulle my mooi kunstige versierings, dan blink ek. Onthou hulle my mooi sabbatskool, dan blink ek. Onthou hulle my mooi preek, dan blink ek. Onthou hulle net my mooi spesiale item, dan blink ek. Onthou hulle my wonderlike studieuitslae, dan blink ek. Onthou hulle my hardwerkende natuur, dan blink ek. Onthou hulle net my wonderlike beroep en hoe ver ek dit gemaak het, dan blink ek. Onthou hulle my onuitputlike welsynsdiens, my amp in die kerk. Onthou hulle my kerk, dan blink ek. Is dit dan verkeerd om bogenoemde eienskappe of dinge te hê? Nee, glad nie. Dit is 'n seëninge wat God aan ons gee, talente wat God aan ons gee,
om 'n een doel te bereik, en dit is om siele vir die koninkryk te werf. Waarvoor gebruik ek my mooi huis? Hoe het my mooi huis al 'n siel vir God gewen? Is dit 'n plek wat bedroefdes en verlorenes aantrek? Is my sitkamerbank al holrig van al die impromptu sielkunde sessies wat ek daar met God se leiding gegee het? Het mense geestelike verlossing gekry in my huis? Sien mense my huis as 'n lig in 'n donker wêreld wat vir hulle hoop en redding gee? Waarvoor gebruik ek my mooi kar? Hoeveel mense het ek al geïnspireer om God te volg, bloot met die gesprekke wat hulle in my kar gehad het? Waarvan praat ek in my kar? Dit is maklik om aan iemand 'n geleentheid te gee en dit is reg om dit te doen. God verwag van ons om goed te doen. Maar was daardie persoon geestelik beter af toe hy uit my kar klim as toe hy daarin geklim het? Waar het ek mense geestelik gelaat na my organisering van 'n projek? Het mense geestelike aanmoediging en emosionele aanmoediging by my gekry? Het mense nader aan God gevoel toe my projek klaar was? Het God se beeld en lig uit my geskyn en het ek 'n siel vir God se koninkryk gewen? Het die mense God ontmoet by my projek? Hoe het ek my artistieke talent vir God gebruik? My sangtalent, musiektalent, my vermoë om iets vals en iets asemrowends te omskep? Het ek iemand geestelik aangeraak met my talent? Het ek enigiemand voorgestel aan die gewer van my talent? Het ek meer gefokus op my eie siening van talent as op die siel wat voor my staan? Wat van my werk, skool en studieinstansies? Sien mense God in my skyn? Het ek iemand wat bang was voor 'n toets of 'n uitdaging geestelik bygestaan? Het daardie persoon die vrede wat alle verstand te bowe gaan ondervind, omdat ek 'n instrument vir God was? En hierso het ek baie geval in hierdie week. Ek het iemand, dit was laasweek, ek het 'n seun ontmoet, hy seker maar net uit matriek uit, hy is nog besig met sy eerste jaar en is sy eerste eksamen, en hy het gedink hy skryf entrepreneurship en uiteindelik financial management geskryf. En ek het hom probeer bemoedig en ek het vir hom gesê, weet jy wat, doen net wat jy kan onthou. En dis okay as jy dit nie maak nie, want jy kry 'n her en dit gaan jou niks ekstra kos nie, want hy was baie bekommerd, hy het sê sy ma gaan sy nek omdraai. En weet julle wat, ek het nooit vir daai kind gebid nie. Ek was so besig om die laaste bietjie inligting in my kop te probeer kry, wat my in elk geval niks gehelp het in die eksamen nie, want hulle het ander goed gevra as waarmee ek op daai stadium besig was. Maar ek moes alles gelos het, en ek moes daai kind eenkant gevat het, en ek moes vir hom gebid het. Ek het geval, ek het nie 'n siel vir God se koninkryk gewen nie. Daai kind weet nie eers wie ek is nie, ek weet nie eers wie hy is nie, ek kan hom nie nou bel en vir hom sê, weet jy wat, kom ek bid vir jou nie. Ek het 'n kans deur my vingers laat glip. En dan die taak wat God aan my opgelê het in sy huis, in die kerk. Het ek my posisie gebruik om mense geestelik nader te trek? Het ek meer gefokus op die siel as op die vertoning? Die Adventiste kerk loop oor van talent. Ontwikkel ons dit? Gebruik ons dit? Wen ons siele daarmee? Behou ons siele of verloor ons siele van ons eie? Besluit ons sommer namens God, wie is goed genoeg en wie is nie? Ek is seker, God gee nie om as iemand vals sing nie. Ek seker hy gee om as iemand nie sing nie. Ek seker God gee nie om as iemand 'n vals noot speel nie. Maar ek is seker hy gee om as iemand nie vir hom speel nie. Blink ons of skyn ons? Die skrikwekkendste gedagte egter is, wie het ek geestelik laat sink, omdat ek te besig was om te blink? Geliefdes, ons het almal wonderlike talente en geestelike gawes by God gekry. Maar ons het dit nie gekry om te blink nie. Nee, ons het dit gekry om te skyn.
Ons is nie veronderstel om van die oppervlak af te weerkaats nie. Nee, ons werk is om deur die bron van 'n betroubare en konstante skynende lig, 'n lig vir ander mense te wees. We only had one job, to save souls. As ons hierdie een werk reg doen, hoekom is die huis van God vanoggend so leeg? Sluit asseblief u oë vir gebed. Here, ek is jammer dat u huis vanoggend so baie oop sitplekke het. Gee aan ons die insig en wysheid om by u die bron van lig te leer, dat ons sal leer skyn, dat mense sal stroom na hierdie kerk, omdat hulle seker is, hulle gaan geestelike redding hier ontvang. Amen. Jotted my soul in back. I'll follow your voice straight into the dark. And if from the cold